Goeiemôre. Ons is die Here dankbaar vir elkeen wat hier is en wat so wonderlik is. Die Here beloof ons dat hy, en dan noem hy 'n getal. Hy sê waar daar so min as 2 of 3 in my naam rondom my woord bymekaar kom, daar is ek. So ons is die Here baie dankbaar om te kan weet hy is saam met ons en ook natuurlik nou baie opgewonde om sy woord met ons te kom deel. Ek gaan by hierdie geleentheid vir ons voorlees uit 1 Petrus hoofstuk 2. Net my papiere almal hier reg. 1 Petrus hoofstuk 2. Ek lees vanaf die 18de versie. Die pligte van Christelike diensknegte is die opskrif van die perikoop of die gedeelte. Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand terwille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel, wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Ons gaan tot daar lees. Kom ons sit net so, dan maak ons harte stil voor die Here en dan gee ons hierdie geleentheid aan die Here af. Ons Hemelvader, ons is baie dankbaar om vanmôre so bymekaar te kan wees rondom u woord. Om uit u woord uit te kan lees en dan, Here, om uit die woord uit te kan deel, u begeerte en u doel, wat u in elkeen van ons se lewens wil bereik. Baie dankie dat ons weet, u is in u volheid hier, en u is lief vir ons. Dit het u gedoen, en daarom is dit vir ons 'n groot voorreg vanmôre, om aan die voet van die kruis te kan kom sit, en dis 'n voorreg vir ons vanmôre om terug te kan dink, in herinnering te kan roep, dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Ons gebed is asseblief, Here, dat u opnuut in ons harte die besef sal werk, die erkenning sal werk, die oortuiging sal werk, van die duurprys wat u vir ons betaal het, maar in besonder ook, van u onuitspreeklike liefde, wat u vir ons elkeen het. Ons bid, Here, dat u deur ons land vandag, waar die woord in waarheid en krag verkondig sal word, dat u uself sal openbaar, en dat u u doel sal bereik. Here, siele sal red, want ons weet en besef, alhoewel ons nou vanmôre die kruisiging herdenk, weet ons ook dat u koms is naby. En daarom weet ons, dit is u wil en begeerte, dat siele gered moet word. Baie, baie dankie. Seën vir ons, Here, en bereik u goeie doel ook vanmôre hier, in hierdie gebou, in ons elkeen se hart en lewe.
Amen. Nou ek gaan vanmôre 'n gedagte of twee met julle deel uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, maar meer gefokus op die woorde wat ons in vers 24 kry. Wat self ons sonde in sy liggaam op die kruis gedra het, sodat ons die sonde kan aflê of afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ek wil by die geleentheid praat, soos ek glo die Here op my hart gelê het, rondom die tema van die boodskap is middelpunt van die kruis. Middelpunt van die kruis. Die woordjie middelpunt, nou dis vir my altyd kosbaar as 'n mens gaan kyk wat sê die Afrikaanse woord vir die betekenis van sekere woorde. En dit spel al klaar en sê vir mense al klaar of dra klaar al 'n boodskap. Middelpunt volgens die Woordeboek beteken 'n belangrike saak waarom alles draai. Middelpunt, 'n belangrike saak waarom alles draai. En dit is nou vanmôre vir ons kosbaar, terwyl ons die voorreg het om terug te kan dink aan dit wat Jesus vir ons daar op Golgotha gedoen het. En wat vanmôre vir ons uitstaande is en behoort te wees, is dat die kruis van die Here Jesus is die uitwerking, dit wat daar op Golgotha gebeur het, is die uitwerking van God se verlossingsplan, God se verlossingsdoel vir ons as mense, in hierdie lewe, maar ook tot in ewigheid. Want tot die ewigheid sal eendag getuig van dit wat die Here Jesus daar op Golgotha gedoen het. En hierdie stelling wat ek nou gemaak het, is ook die rede waarom die kruis die middelpunt van God se woord is. Dis die middelpunt. Die kruisboodskap is die middelpunt van hierdie wêreld, In die Bybel boodskap is die boodskap van die kruis die middelpunt. Nou kan u dit maar gaan lees. In die Bybel lees ons dat die kruisiging is die middelpunt in die wet. As jy die wet gaan lees, dan vind jy die kruiswerking of die boodskap van die kruis daar. As jy die psalms lees, dan vind jy die middelpunt, die kruis daar. Die profetiese geskrifte, die evangelies, Handelinge, Paulus in die algemene briewe, tot in die boek Openbaring, vind jy hierdie middelpunt, hierdie boodskap van die kruis. En indien hierdie middelpunt van die kruis, of hierdie boodskap van die kruis, indien dit uitgehaal sou word, dan het die Bybel geen beteken meer vir ons nie, vir die mens nie. En daarom is ons bevoorreg om vanmôre 'n wyle aan die voet van die Here Jesus te kan sit en terug te kan dink aan hierdie middelpunt van die kruis, die boodskap van die kruis. En die wonderlike waarheid daarvan is geplant baie jare terug. Hierdie middelpunt van die kruis, die boodskap van die kruis is geplant baie jare terug op 'n heuwel wat genoem word Golgotha. Die kruis van die Here Jesus is die middelpunt en dit is sy begeerte, die middelpunt wat vir ons as mense behoort te inspireer om te lewe tot eer van sy naam en om hierdie wonderlike boodskap van die kruis te kan uitdra. Nou ek gaan 'n paar dingetjies, 'n paar waarhede vir u uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, gaan ek net vir u uitlig. Die eerste een is, die kruis is God se standaard,
Dit is God se begeerte, dit is God se liefde aan die mens. Want hiertoe is julle geroep, sê vers 21 in 1 Petrus 2 vers 21, hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Dit is God se voorbeeld, wat hy vir ons nagelaat het. Dit is God se standaard vir die mens se lewe, God se begeerte vir die mens om so te lewe. Hy het vir ons hierdie wonderlike voorbeeld nagelaat. Hy het die standaard in die Here Jesus, in die kruis, het hy vir ons gestel. En daarom is dit ook vir ons belangrik, as ons nou kyk na die standaard van God vir die mens. Onthou, jy sal nou verstaan, die Bybel sê die mens word in sonde ontvang en gebore, maar dit wat daar op Golgotha gebeur het met die Here Jesus, hy was absoluut sondeloos gewees. Daar's niks in die Here Jesus wat hom gediskwalifiseer het. Hy was sondeloos. Dit lees ons in vers 22. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Die Here Jesus het niks hier op die aarde, het hy verkeerd gedoen nie. Niks in woord en daad, niks het hy verkeerd gedoen nie. Hy het hom nooit skuldig gemaak aan iets verkeerds nie, wat niet gedien het tot eer en verheerliking van die Vader nie. Niks. En dit, liewe broer en suster, moet vir ons 'n voorbeeld wees, dat die Here Jesus het nie verdien om te ly aan die kruis, om te sterf as gevolg van ons sonde nie. Hy het dit nie verdien nie. Hy was sondeloos, maar as lam sonder sonde en gebrek, het hy vir die mens en die mens se saligheid gesterwe. God het geweet in die Here Jesus, daar's geen ander weg, die middelpunt van die kruis, geen ander manier waardeur die mens gered kan word as deur die kruis nie. Geen. Onder hierdie gedagte van kruis, God se standaard vir die mens, sien ons ook die absolute onderdanigheid van die Here Jesus. Hy was sondeloos, maar absoluut onderdanig aan sy Vader. Vers 23, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel. Hy het sy hele lewe, hy het hom oorgegee aan die Vader. Die kernwaarheid hier is, dat Jesus stil was. Dat Jesus onderdanig was in die behandeling wat hy gekry het deur die mense. Dat hy nooit gedreig het nie. Nooit nie. Hy het nooit veroordeel nie. Hy was sondeloos, maar onderdanig. Hy kon met die lug uit sy neus die menslike geslag verdelg het. Nooit het hy dit gedoen nie. Jesaja sê hierdie woorde van die Here Jesus, wat sy onderdanigheid betref, Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy was geheel en al onderdanig aan sy Vader.
Ons as mens, ons sal nooit in hierdie lewe, hierdie voorbeeld kan navolg nie. Nooit nie. Ons sal nooit dit kan doen wat die Here Jesus gedoen het nie. Want die woord sê vir ons in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. My liewe broer en suster, vriende, dit is hoekom die Here Jesus die heerlikheid van die hemel verlaat het. Dis hoekom hy ingestem het om die pad te stap, 'n marteldood, 'n vloekdood te gesterf het vir my en vir jou. In sy volmaaktheid, sy onderworpenheid, sy sondeloosheid, het hy ingestem om sonde gemaak te word vir my en vir u. Die middelpunt van die kruis vir ons as mense. Nou die tweede wat ek vir u wil uitwys, is die kruis is God se verlossing aan die mens. Dis God se plan vir die mens. 1 Petrus 2 vers 24 sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes, let nou mooi op, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. God het sy seun, God het in die persoon van Jesus na hierdie aarde gekom om ons as mens se sonde te kom dra. Hy het gekom om te sterf aan die kruis. Daar was geen ander weg, waardeur die sondeskuld van die mens verwyder kon word nie. Geen ander weg as hierdie kruisdood van die Here Jesus. Dis deur hierdie kruisdood, hierdie werking daar aan die kruis, die middelpunt van die kruis. Dis daardeur waar die mens gereinig word van sy sonde, gered word, wederbaar word. En wat so wonderlik is, as ons dink aan hierdie boodskap van die kruis, in besonder wat die verlossing betref, die mens word op grond van die middelpunt van die kruis, word die mens verlos van die straf van sonde. Onthou, die Bybel het gesê dat die loon van die sonde is die dood. Dis die boodskap van die Bybel, die siel wat sondig nie moet sterwe. Dis die boodskap van die Bybel, dis die straf, die ewige verdoemenis wag op die mens as gevolg van sonde. Maar die Here Jesus het aan die kruis gesterf vir die mens om van sy sonde, van die straf van die sonde verlos te kan word. Vir ons sonde het hy gesterf. Die verlossing nie net vir die straf nie, maar ook van die krag van sonde. Vers 24, wat self ons sonde in sy liggaam op die kruis gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. Daarom as 'n kind van die Here of as 'n mens sy lewe of hierdie wonderlike werking van die kruis aanneem, sy vertroue in hierdie werking van die kruis plaas, dan wederbaar die Here Jesus so 'n mens en hy verbreek die krag van sonde in die lewe van so 'n mens. Daarom dat die woord van die Here vir ons sê dat ons sonde kan bely en laat staan. Daarom dat die woord van die Here vir ons sê dat ons in geregtigheid kan lewe. Nie uit onsself uit nie, op grond van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Maar hy het nie net vir die straf van sonde of die krag van die sonde aan die kruis gesterf nie, maar ook vir die krag daarvan, die uitwerking daarvan
het hy gesterf. Daarom is dit vir ons moontlik vanmôre, of in hierdie lewe, om as mense so te kan lewe, dat ons lewens getuig van dit, wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy het vir ons sonde gesterf. En daarom kan ons as mense lewe in die krag en die genade van die Here. Sonde laat staan, versigtig wees om sonde te doen, geregtig in geregtigheid lewe. Die derde wat ek vir u wil uitwys, of waarna ons gaan kyk in hierdie gedeelte wat ons gelees het, die kruis is God se aanbieding, is God se begeerte, God se tevredenheid vir die mens. Vers 25 van die gedeelte wat ons gelees het sê, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Die woord van die Here sê vir ons in Jesaja 53 vers 5, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daarom kan ons vanmôre, en is dit moontlik vir die mens, wat homself nie kan verander nie, vir die mens wat in sonde ontvang en gebore word, in vyandskap met God gebore word. Daarom is die boodskap en die moontlikheid daar, dat God 'n weg berei het aan die kruis, waardeur die mens gered kan word. Julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder. Dis nou daar waar jy onder die oortuiging van die Here kom en sien, maar Here, daar's niks wat ek kan doen vir my saligheid nie. En dit wat u vir my aan die kruis gedoen het, neem ek aan. Die geskenk wat u vir my daar bewerk het, die ewige lewe, neem ek aan. Nie op grond van wie ek is, en op grond van wat ek doen nie, u genade, u liefde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat ons kan lewe tot eer van sy wonderlike naam. God het die weg berei, waardeur ons as mens die sekerheid van saligheid, die vrede van God en die vreugde van die Here kan ervaar en kan beleef. Die herder, ons het hier gesien, teruggekeer na die herder en opsiener. Die herder herstel die siel. Hy herstel die siel. In vers 25 lees ons dit. Daarom kan ons as mense in hierdie lewe die verandering ervaar. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Die herder bewaar. Die herder bewaar ons. Hy die opsiener en die herder. Hy bewaar ons, terugkeer na die herder en opsiener van julle siele. Onthou met die sondeval het daar skeiding tussen God en die mens gekom, tussen die mens en hierdie herder en opsiener. Aan die kruis is hierdie verbreekte verhouding herstel. Die mens wat sy vertroue nou in die Here Jesus plaas, sal ervaar die oortuiging en die beskutting en die onderrig van die herder en die opsiener. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. Dit is die wil en begeerte van die Here om ons lewens te gebruik, as ons hier onder die ongeredde wêreld, of in die ongeredde wêreld beweeg, dat as hulle na ons lewens kyk, ons handel en ons wandel, ons spraak, as hulle daarna kyk, dat hulle sal ervaar, ons is anders as hulle.
Dis die middelpunt van die boodskap. Julle volkome heilig maak, en mag julle in gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Die middelpunt van die kruis. Wat in ons harte werk om nou te lewe tot eer van God. Met hierdie wonderlike vooruitsig en verwagting dat Jesus gaan kom en hy gaan ons kom haal. 2 Timoteus 1 vers 12, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Daarom, as 'n mens by die Here Jesus uitkom, as 'n mens by God uitkom, as 'n mens hierdie wonderlike versoeningswerk van die kruis in sy lewe aanneem, dan verander hy jou om nooit weer dieselfde te wees nie. En jy sal lewe tot eer van sy naam. Johannes 10 vers 28, en hiermee gaan ek nou afsluit. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis die wonderlike sekuriteit. Dis die tevredenheid. Dis die waarborg wat 'n mens in die woord kry. As jy jou vertroue in die middelpunt van die kruis stel, sal jy hierdie wonderlike versekering kry. Ek gee jou die ewige lewe. Nie jy het hom verdien nie. Nie jy het daarvoor gewerk nie. Die prys is betaal deur die Here Jesus. Ek gee jou die ewige lewe. En dan beloof hy ook, dat so 'n mens wat wederbaar is, 'n mens wat die Heilige Gees, die goddelike natuur deelagtig geword het, sal nooit verlore gaan tot in ewigheid. Tot in ewigheid. En dis die waarborg. Dis die waarborg. God doen nie halwe werk nie. Dis die boodskap van die kruis, die middelpunt van die kruis. Dat hy het ons lief met 'n ewige liefde. Hy het vir ons sonde aan die kruis gesterf. En dit is sy begeerte dat ons sal lewe tot eer van sy naam. En dat ons sal ervaar sy wonderlike getuienis. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Daarom dat die woord van die Here vir ons aanmoedig, dat ons terwyl ons in hierdie wêreld nog is, sal lewe tot eer van sy naam, en dat ons 'n voorbeeld, gewerk deur hom in ons lewens, 'n voorbeeld sal wees vir mense wat hom nog nie ken nie, en dat dit sodat dit hulle kan beweeg, en 'n begeerte in hulle harte kan werk, om ook te ervaar wat ons ervaar het. Ek wil afsluit net weer eens, ek het nou al 'n paar keer na my getuienis verwys, maar ek sê vir Aisa, ons praat vanmôre, op pad hierheen praat ons net daarvan. Jy weet, toe die Here my siel gered het, het dit daar in my gedagtes opgekom, waar gaan jy heen? En daai, as jy nou doodgaan, en daai aand het ek in daai voertuig geklim, en ek het met die Here Jesus gepraat. En hy het my siel daai aand so verander. Nou sê ek vir haar, as hy dit nie gedoen het nie, as daai aand die Here Jesus, as God nie daai aand my gered het nie, of my siel verander, my lewe verander het nie, in my ingekom het nie, my kom nuut maak het binne nie, dit sal ons nie hou nie. Want die vlees waarmee ons gebore word, waarin ons gebore word, het 'n begeerte na sonde. Ek sal lankal teruggegaan het na sonde toe. Lankal weer die dinge van die wêreld gaan opsoek het. Maar daai aand het hy my geestelik nuut gemaak. Die middelpunt van die kruis in my lewe kom werk, laat werk. En dis hoeveel jaar terug. En daai werk staan tot vandag toe nog vas. Die tevredenheid van God in die kruis
in die lewe van 'n mens. En ek is seker dis ander van u ook wat vanaand of wat vanoggend daarvan kan getuig. Toe u lewe vir die Here gegee het, hoe hy jou verander het. Soos Paulus getuig van sy eie lewe, hy sê die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Liewe vriende, broer en suster, dis die boodskap van die kruis. En daarom behoort ek en jy, terwyl ons nog in hierdie lewe is, elke dag, ons het nou die voorreg om vanmôre aan die voet van die kruis te kan sit, terug te kan dink, dit wat hy vir ons gedoen het. Maar tog behoort dit ons te beweeg, om terwyl ons nog hier is, so te kan lewe, 'n gekruisigde lewe te kan lewe, 'n lewe vry van sonde, en alles wat daarmee gepaard gaan, en kan lewe 'n voorbeeld vir hom. En dis die boodskap van die kruis. Dis God se wil en begeerte vir ons. Die volle prys het hy betaal vir my en jou siele. Daarom kan ons vrykom van sonde, en daarom kan ons vrykom van die oordeel van sonde, en daarom kan ons lewe, 'n heilige lewe, tot eer van die Here. Die middelpunt van die kruis is 'n God bewerkte, gewerkte, toegewyde lewe. Amen. Kom ons sit net so, ons buig ons hoofde. Liewe Here, baie dankie vir u gewilligheid om vir ons sonde te kom sterf het. En baie dankie Vader dat u dit so gewil het. En dat ons vanmôre kon hoor, dis die enigste weg wat daar was vir ons, waardeur ons gered en in gemeenskap met u herstel kan word. En baie dankie dat ons ook gehoor het vanmôre, dat dit is ons verantwoordelikheid nou, u begeerte om in ons en deur ons so te werk, dat ons vir u kruisdraers of kanale sal wees, waardeur u kan werk om ander ook te bereik. Here, want waar u ons gesaai het, waar u ons geplant het, geplaas het in hierdie lewe, is daar mense wat ons moet bereik, wat u graag wil red. Geef vir ons die sensitiwiteit, die versigtigheid om so te lewe, en dat ons sal doen wat ons moet doen. Seën nou u woord ook aan ons harte, en dankie Here dat ons weet, hierdie groot werk wat ons die voorreg gehad het om oor terug te dink, of na oor te kan dink, dankie dat ons die versekering het, dat u saam met die werk in ons lewens voortgaan. Ons bid dit met baie dankbaarheid, tot eer van u naam. Amen. Goed, kom ons sluit af en sing ons staande saam daai lied soos dit op die bord verskyn, asseblief. Hy wys my sy hande deurboor vir my sonde. Hy wys my sy voete vasgenaal aan die kruis. Hy wys my sy hoof en sy sy met die wonde. En nou min ek Jesus, want Jesus min my. Sy hande deurboor vir my sonde. Hy wys my sy voete vasgenaal aan die kruis. Hy wys my sy hoof en sy sy met die wonde. En nou min ek Jesus, want Jesus min my. Baie dankie, ek vertrou dat u 'n heerlike dag verder sal hê, en dat die Here terwyl hy ons nog sal spaar, dat hy ons sal voortdurend herinner aan hierdie kosbare boodskap, die middelpunt, die kruis, die middelpunt van dit alles waarom het draai. Ontvang nou die seën van die Here,
en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.